Ek het in die verlede 'n hele paar Sabattis al getoets, asook 'n Integrix teleskoop. Maar wat vandag bietjie anders te maak is, dat hierdie is die nuwe Sabatti Rover Warmint in die 223 kaliber, wat toegerus is met die Integrix 4.5 tot 27x56 First Focal Plane M-Rad teleskoop. Ons almal weet, as Italianers iets doen hulle dit ordentlik en hulle is trots daarop. Kyk na die handelsmerke wat wêreldwyd bekend is, soos Ferrari, Lamborghini. Sabatti is geen uitsondering nie. Hulle het wêreldwyd naam gemaak met hulle akkurate lope, betroubare slotte, fyn afwerkings op hulle gewere en hulle ryk geskiedenis. Kom ons praat geweer vinnig oor die Rover Warmint in die 223 kaliber. Hierdie Sabatti Rover Warmint se kolf vertoon regtig mooi. Dit is 'n gelamineerde houtkolf, tipe van 'n pepper black, dik drukskopkussing. Vangstuk is verstelbaar, so jy druk in die knoppie in, verstel hy. Die pistoolgreep is lekker dik, so jy kan hom stewig vasvat. Die grendelkop het 'n tipe van 'n afwerking, nie heeltemal rond nie. Druk die knip in die agterkant, trek die skag uit. Dik skag, 3 sluitnokke, uitwerper en 'n uittrekker. En luister net na hierdie slot, hoe glad is hy. Sneller is standaard en as jy die magasyn uithaal, druk in die knip in, druk hom in en die magasyn sal binne in jou hand vat. Hy vat 4 rondes in die 223 kaliber. Kom ons gaan vorentoe. Die kolf het glewe in voor. Dit help natuurlik met die verkoelingsproses van die loop. Die loop is lekker dik en hy is ook klaar gesny vir 'n knaldemper of 'n muzzlebreaker, wat vir my bekend staan as die bekende Bluffpack. Integrix is dalk nie so bekend soos Sabatti nie, maar hulle is reeds bekend in Amerika en hulle gaan binnekort oorvat in Suid-Afrika. Nou, hoe som ek 'n Integrix op? Jy kry goeie teleskope, jy kry baie goeie teleskope, jy kry uitstekende teleskope en dan kry jy 'n Integrix teleskoop. En dan kry jy ook 'n paar dodgy teleskope wat se name ek nie wil noem nie. Anders is daar dan weer 'n paar mense die bliksem in vir my oor feite. Maar die Integrix se glas is van die beste in die wêreld. German shot en Japaneese Ohara glas. Om in en uit te zoom is baie eenvoudig met hierdie Integrix. Ek extend dit vry liewer op. Baie maklik, baie glad, baie eenvoudig. Om verstellings te maak, moet die versteltorings eers uitgetrek word. Jy kan dadelik en duidelik die verstelling hoor. Selfs met die windverstelling, hy het 'n parallax van 30 jaar tot oneindig, verligte kruishaar en beste van alles is, hierdie Integrix is getoets op maniere wat jy nie gedink het moontlik is nie. Hy is op sy bakstene gegooi, hy is in die water gegooi, hy is gevries tot minus 40 grade, daar's tot 'n Ford F-150 wat bo hierdie teleskoop gery het en hy zero elke liewe keer. Paar spesifikasies is genoem het oor die teleskoop. Dis 'n 4.5 tot 27x56, light transmission is 92%, hy het 'n wye sig van veld beskikbaar. Die elevation travel is 52.5 mRad, windage 14 mRad, parallax soos ek genoem het is 'n 30 jaar tot oneindig. Die verligte kruishaar is in groen en rooi. Die tube diameter is 34 mm, lengte 359 mm, hy weeg 956 gram en die turret type is 'n push-pull lockable zero stop en soos genoem het, die glas is German shot Japaneese Ohara glas. Ons gaan na hierdie kombinasie toets, soos ek reeds genoem het, ons het al 'n paar Sabattis getoets met Integrix scopes, maar hierdie is die 4.5 tot 27x56 mRad, soos ek reeds genoem het. Ons gaan hom nou 'n zero, dan gaan ons 'n groepering skiet op 100 meter, ons gaan 'n groepering skiet op 200 meter, dan gaan ons op verskillende afstande skiet met hierdie 223 kaliber tot en met 900 meter, want die baan is net 900 meter lank. Ons gaan die spoed inlees van die fabrieksammunisie van hierdie Winchester op die Strelok app.
Fantastiese kombinasie. Ek stel dit voor vir enige jagter, sportskut of hierdie ouens wat ELR skiet. Vir meer inligting oor hierdie kombinasie van die Sabatti en die Integrix, kontak vir National Cartridge. Hulle is die invoerders en verspreiders van beide Sabatti en Integrix. Lees ook die volledige artikel in die Desember uitgawe van Wildplant Tydskrif.